Jy kan jou Bybelsaak nou oopmaak by Handelinge 15. Man, dis lekker om deur Handelinge te werk. Die Heilige Gees daag my ook so lekker uit met Handelinge. En ons is hierdie jaar besig om deur die hele Handelinge te werk. Handelinge is in die Nuwe Testament, dis die geskiedenis van die vroeë kerk, die geboorte van die kerk. En ons het gesê ons visie vir hierdie jaar, so in die helfte van die jaar wil ek jou net herinner, is geesvervuld, saam, in pas. So daar's hierdie 3 elemente. En die boek Handelinge is nie net vir ons die verhaal van die ontstaan van die kerk en van waar alles begin het. Dit is nie net 'n stuk geskiedenis nie. Dit is ook vir ons 'n kompas. Dit is vir ons 'n rigtingwyser. Dit is vir ons 'n handleiding om ons te help om in die eerste plek vervul met die Heilige Gees, geesvervuld. Saam met mekaar as geloofsgemeenskap, so dis die saam in Jesus se voetspore te volg. Dis die inpas gedeelte. So ons lees nie maar net Handelinge hierdie jaar somme maar net nie. Dit pas aan by ons visie. Ons het by die Here gehoor en dis hoekom ons deur Handelinge werk. En ek hoop jy worstel so 'n bietjie met Handelinge ook in jou stilte tyd. As jy enige van die preke al gemis het, of as jy enige van die preke net weer wil gaan luister en seker maak hy skiet oordentlik wortel daar in jou gees, dan is alles op YouTube beskikbaar, op ons YouTube kanaal, so jy kan daarna dit gaan kyk. Vandag staan ons vir 'n oomblik stil by die eerste gedeelte van Handelinge 15. Nou in hoofstuk 14 het ons gesien hoe God die goeie nuus van Jesus laat versprei na plekke verder as wat die apostels aanvanklik kon droom. Maar in die proses het daar iets wonderlik, maar ook iets vreeslik verwarrend vir hulle gebeur. Mense wat nog altyd as buitestanders beskou is deur die Jode, die ouens wat hulle heidene of nie Jode genoem het ook nou hulle geloof in Jesus begin sit. So hulle het ook begin glo. Hulle het ook Jesus se offerdood vir hulle lewe aanvaar. Hulle het ook Jesus se vergifnis van sonde vir hulle lewe aanvaar en hulle het nuwe lewe in Jesus gekry. So hier was nou ouens, heidene, nie Jode wat ook opgewonde geraak het oor Jesus. En dan weet ek en jy uit Handelinge 1 vers 8 deur aan die begin, dat dit eintlik van die begin af God se plan was, dat die goeie nuus die Jode moes bereik, en dan dat dit van die Jode af moes versprei. Dit moes nooit net by die Jode gebly het nie. Dit moes elke hoekie van die aarde, daar staan tot in die uithoeke van die wêreld. Elke hoekie van die aarde moes hierdie goeie nuus bereik. Maar dan sien ons ook al reeds in Handelinge 10 en 11, hoe die Jode daarop reageer, toe hulle hoor, Petrus het in 'n heiden, 'n nie-Jood se huis ingegaan, hy het die evangelie daar verkondig, en die Heilige Gees is daar oor die mense uitgestort. Die Jode het eenvoudig net nie geweet, of die Joodse Christene, het eenvoudig net nie geweet, hoe om hierdie ding te verstaan nie, want tegnies gesproke, was hulle Messias 'n Jood. Jesus was 'n Jood, en hulle het gedink, Jesus is vir die Jode, en net vir die Jode. En hulle het in opstand gekom teen die gedagte, dat Jesus ook vir ander mense was. Die Jode het by hulle self gedink, hulle lyk nie soos ons nie, hulle dink nie soos ons nie, hulle trek nie soos ons aan nie, hulle ruik nie soos ons nie, hulle eet nie dieselfde kos as ons nie, hulle maak nie hulle kinders dieselfde groot as ons nie, hulle kultuur is nie soos ons nie. Klink dit bekend? En aanvanklik na die gebeure van Handelinge 11, waar Petrus na sy tuisgemeente toe kom, na hy in Kornelius se huis was, en hy kon verduidelik wat God vir hom gewys het, en hy verduidelik dat die Heilige Gees ook oor hierdie mense uitgestort is. Toe was daar so 'n bietjie rustigheid gewees oor die saak. En dan vertrek Paulus en Barnabas op hulle sendingreis, en oral waar hulle die evangelie deel, kom mense tot bekering. Maar waar hulle die evangelie deel, is onder die heidene, onder die nie-Jode. Hulle gaan altyd eers na die Jode toe, as daar Jode is, en dan gaan hulle ook na die nie-Jode toe. En is meestal die Jode wat dan vir Jesus verwerp, maar die nie-Jode wat vir Jesus aanvaar. Nie-Jode wat vir Jesus as hulle verlosser aanneem. Maar dan gebeur dit dat daar van hierdie Joodse Christene
wat aanvanklik tot bekering gekom het daar in Jerusalem in die begin van Handelinge, dat hulle agter Paulus en Barnabas, op Paulus en Barnabas se spoor gegaan het na hierdie gemeentes van heidense Christene toe, nie Joodse Christene toe. En dat hulle vir hierdie ouens kom sê het, daar's 'n klomp ekstra goeders wat julle moet doen, om net te sê, ek glo in Jesus is nie genoeg nie. Geloof in Jesus is nie genoeg nie, hier is 'n klomp ekstra dinge wat julle moet doen, om deur Jesus verlos en deur God aanvaar te word. Nou, in die gedeelte wat ons vandag gaan lees, vers 2, sê vir ons dat Paulus en Barnabas hewig ontsteld was hieroor. Dis hoe die teksgedeelte dit vir ons sê. En hulle het 'n heftige meningsverskil met hierdie Joodse gelowiges, hierdie Joodse Christene gehad. Maar wat doen hulle? Hulle gaan na die kerkleiers toe met die vraagstuk en hulle sê, kan ons hieroor praat? Kan ons hieroor praat? Hulle besluit nie, ons is nou klaar met die kerk in Jerusalem nie. Ons breek nou bande met hulle nie. Dis nie wat hulle besluit nie. Hulle besluit nie, ons kan ons nie meer met julle vereenselwig nie, nou doen ons eie ding. Dis nie wat hulle besluit nie. Nee, wat doen hulle? Hulle bly. Hulle probeer helderheid oor die saak kry. Hulle probeer die ouens wat nie soos hulle dink nie, help om hulle punt te verstaan. Hulle probeer hierdie ouens saam met hulle vat. Hulle skryf niemand af nie. Alright. Hoor ek 'n paar ongemaklike boutskywe? Nog nie. Okay, byt vas, hulle kom nog. Basilea, ons as kerk is 'n familie. Ons is 'n familie. Hier skryf ons nie mense af nie. Hier gee ons nie op met mekaar nie. Hier wip ons nie onsself en loop weg nie. Ons bly. Soos 'n properse familie fight ons dit hier uit. Ons vat mekaar saam. Ons gee nie op met mekaar nie. Hoekom nie? Want ons is mekaar se familie. Geloofsfamilie, maar familie. Ons is gebind deur die bloed van Jesus aan mekaar. God het nie net sy seun vir ons gegee nie, hy het ons vir mekaar gegee. Kyk gou daar na die ou of die vrou wat daar langs jou sit. Okay, nou na die ander kant toe. Dan sê jy net gou vir daai persoon, jy is my family. Die van julle wat nou gecheat het en dit vir jou actual family gesê het, sê dit nou vir iemand anders. Dis nie meer die uitgangspunt van die moderne gelowige om te bly nie. En dis sad. As iets nie na ons sin gaan nie, dan loop ons. Die party line deesdae is, ek het seer gekry in die kerk. Hey, ek ontken nie dat die kerk 'n plek is waar ons partymal diep seer kry nie. Net omdat ek 'n dominee is, beteken dit nie ek leef in 'n bubble, in 'n illusie van hoe wonderlik die kerk is nie. Glo vir my, vir elke seerkry storie wat jy my vertel, het ek 10. Maar 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê, en Paulus praat hier met die kerk, hy sê, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. So hy praat van gelowiges. Dis sleg dat hy met die gelowiges so moet praat en vir hulle sê, luister, moenie die ou skop wat jou geskop het nie. Hy sê, beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Fokus eers binne toe, sê hy. Beywer julle vir die belange van die ouens wat daar om jou sit. En dan vir al die ander mense. Deesdae kerk se fokus so na buite, wat nie 'n slegte ding is nie, maar ons fokus is so na buite, dat die onderlinge verhoudinge hier, die saam van ons gees vervuld saam inpas, dat daai saam agterweë bly.
En dis hoekom ons by jou pleit, ons hou 'n rugby middag, jy hoef nie te kom speel nie, trek net jou Springbok trui of jou All Blacks trui, whatever jy kies aan, en kom sit net hier. Kom geniet net mekaar se geselskap, kom bou bande, kom bou vriendskappe, kom bou verhoudinge, saam. God het ons vir mekaar gegee, dis so belangrik. Moenie 'n selffokus hê nie. Dis wat Paulus sê. Hy sê, hê 'n ander fokus. Hê 'n fokus op die ou langs jou. Right, 'n fokus op my medegelowiges. So met al hierdie verwarring in die kerk, roep hulle hierdie groot eerste vergadering, hierdie eerste synode sitting van die kerk, om hierdie dinge uit te sorteer. Nou ek is al lank genoeg in die kerk, om te kan sê, ek het al regtig baie kerkvergaderings in my lewe bygewoon. Baie meer as wat ek gedroom het toe ek 'n klein dogtertjie was. En dit so, by the way, dit was niks. Ek het nooit gedroom van kerkvergaderings nie. Nooit eers besef tot ek in die bediening is, dat dit 'n wesenlike deel van kerk is nie. Nou ek het al in kerkraadsvergaderings gesit, ringsittingsvergaderings gesit, streeksinodale vergaderings gesit, en algemene sinodale vergaderings. So op elke vlak van vergadering, daar was ek al. Party van die vergaderings waarin ek in al my 12 jaar van bediening was oor dinge so onbeduidend soos, julle gaan nou lag, maar mag ons in die kerksaal dans? Jy sou dink toe ek op die toneel verskyn het, was dit nie meer 'n vraag nie, maar dit was. Ons het ure daaroor gesit en praat, geredeneer, en weet julle wat was die uitkoms? Ons gaan eerder nie in die kerksaal dans nie. Dit was oor dinge so onbeduidend soos, watter taal mag daar in die erediens gesing word? En dan was daar dinge so ernstig soos, wat is ons standpunt oor die Belhaar-belydenis, of oor selfde geslagsverhoudinge? Ek het al deur baie spanningsvolle vergaderings gesit, vergaderings waar niemand bereid is om die knie voor 'n ander ou te buig nie, vergaderings waar elke ou die laaste sê oor 'n saak wil hê. Ek en Marius het net nou die dag daaroor gepraat, as ons by 'n synode sitting, of selfs by 'n ringsitting sit, dat elke ou net sy stem graag wil laat hoor. En elke ou wil net sy opinie op die tafel sit, en niemand is bereid om te luister na die ander ou. Ons is deur dit. Ek was al in vergaderings waar naaste liefde en diensbaarheid volksvreemde konsepte was. Ek het al dit is nie hoe ons dit in die verlede gedoen het, argument al gehoor. Maar ek het ook al deur mooi vergaderings gesit, waar almal saam besef het, maar ons het die Here se leiding hier nodig. Waar ons saam in gebed gegaan het, en saam op ons knieë gegaan het, waar ons die aangesig van die Here gesoek het, vergaderings waar ons mekaar bemoedig het, vergaderings waar die Heilige Gees beweeg het, vergaderings waar ek die teenwoordigheid van God tasbaar gevoel het. Vergaderings is 'n wesenlike deel van die kerk. So wanneer ons Handelinge 15 lees, dan moet ons nie dink, vergadering, waarmee hou hierdie ouens hulle besig, terwyl 'n wêreld daar buite besig is om te vergaan nie. Nee, vergaderings is 'n wesenlike deel van die lewe van die kerk. As jy op jou kerkkalender sien, kerkraadsvergadering, dan kan jy maar gerus vir ons bid, want dit is 'n wesenlike deel van die lewe van die kerk. Al sit jy nie daar nie en al beleef jy dit nie, die besluite wat ons daar neem, is deel van die lewe van die kerk. Kom ons lees Handelinge 15, ons lees vanaf vers 1. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak, as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset, en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het, maar party van die gelowiges wat vroeër fariseërs was, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou.
Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: "Broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel, deur op die nek van gelowiges uit die heidene nasies 'n juk te lê, wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie? Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus Christus gered word." Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene nasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus: "Broers, luister na my." Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidene nasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde, daar staan geskrywe: "Daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, al die heidene nasies wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen." Dit is van ouds af bekend. Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein, dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwrig is moet eet nie en ook nie bloed nie. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke Sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees. Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges geniet het. Hulle het die volgende brief saamgestuur: "Van die apostels en ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië en Cilicië, groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het, wat julle verwar en ontstel het, deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook geen dier wat verwrig is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete." Die afgevaardigdes het afskeid geneem en na Antiochië toe gegaan. Daar het hulle al die gelowiges bymekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. So Judas en Silas, wat self ook profete was, het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk. Dis wat ons moet doen. Nadat Judas en Silas 'n geruime tyd daar gebly het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges oorgedra aan die wat hulle afgevaardig het. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. Dis ons teksgedeelte vir vandag. So die leiers van die kerk in Jerusalem roep hierdie groot vergadering en die onderwerp op die tafel is geloof in Jesus genoeg? Nou as jy nou eerlik is met jouself, met jou ergens iewers in jou geloofslewe ook hierdie vraag gevra,
Is geloof in Jesus genoeg? Ek vermoed soos by enige goeie kerkvergadering waar 'n moeilike onderwerp op die tafel kom, was daar vooraf groepe wat met mekaar gepraat het, mekaar dalk so 'n bietjie opgesweep het en vir mekaar gesê het, as ek so opstaan en dit sê, dan moet julle my net ondersteun. En voor die tyd was daar 'n gebrom en 'n oor en weer fluister en die vergadering begin met hierdie lang bespreking. En na die mense almal gesê het wat hulle wil sê, toe staan Petrus op, een van Jesus se oorspronklike 12 disippels en een van die leiers van die vroeë kerk. Nou Petrus was die ou wat daar in Handelinge 10 in Kornelius se huis ingegaan het, soos ek vroeër gesê het, wat die evangelie daar aan hulle verkondig het, wat vir hulle gebid het en wat gesien het met sy eie oë, hoe die Heilige Gees ook oor die heidene uitgestort word. Nou staan Petrus op en hy sê, broers, julle weet dat God my uitgekies het om die goeie nuus ook met die heidene te deel, sodat hulle kan glo. En dan sê hy hierdie ding, hy sê, en God ken mense se harte. En omdat God kan sien wat vir mense weggesteek is, en omdat God die opregte geloof ook in hulle harte kon sien, het God hulle geloof bevestig deur wat te doen? Deur vir hulle die Heilige Gees te gee, net soos wat hy dit vir ons gegee het. En dan sê hy, God het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur geloof gereinig. En dan sê hy, so hoekom challenge julle vir God? Hoekom wil julle God bevraagteken? Hoekom dink julle kan verbeter op God se plan? Nou, jy kan sommer net in hierdie toespraak van Petrus hoor, hy is passievol oor hierdie saak. Hy sê vir die vergadering, hoekom wil julle God toets deur op die heidense gelowiges 'n las te sit, wat ons voorvaders en onsself nie eers kon dra nie? Met ander woorde, die wet is daar, maar ons kry self nie eers altyd dit reg om by die wet te hou nie. Hoekom wil julle daai las op daai ouens sit? Hy sê dan vir hulle, kom ek sê vir julle in eenvoudige taal, kom ek sê vir julle wat ons glo. Ons glo dat ons, en ook hierdie heidene, net deur die genade van die Here Jesus gered word. Hy sê vir hierdie gemeente, hy ouens, God se plan is 'n Jesus plus niks anders nie plan. Kom ek illustreer dit gou vanmôre vir jou so. Ons leef in 'n wêreld waar elke persoon so een het, nê? Nou nie die tipe een nie, maar ons kan nou 'n hele argument hier oor Apple versus Android, maar kom ons doen dit, nê? So hierdie ouetjie, ons leef in 'n wêreld waar ons nie meer sonder hierdie goeders kan klaarkom nie. Selfs my skoonpa, wat glad nie van selfone hou nie, en nog vasgehak het in die dae van City 310, hy het nog steeds so 'n ouetjie. So enetjie met knoppies. Ek het nie eers geweet mens kry nog sulkes nie. Maar ergens elke jaar kry die seuns vir hom 'n nuwe een in die hande. So hy het een met knoppies. En selfs hy wat nie van 'n selfoon hou nie, het 'n selfoon. So ons het hierdie ouetjie, maar ons leef ook in 'n wêreld waar ons nie net hierdie goeders het nie, maar waar ons ook hou van die woord plus, nê? So hierdie is 'n iPhone 17 om spesifiek te wees, maar jy kry ook ander weergawes van die iPhone 17 wat groter is, wat meer funksies het, wat meer vermoëns het. Jy kry 'n Pro model en dan kry jy 'n Pro Max model. Okay? En die boodskap elke keer is dieselfde. Hierdie een is beter. Hierdie een kan meer doen. Hierdie een gee vir jou wat die gewone intree model nie vir jou gee nie. Nou wanneer dit by 'n selfoon kom, dan kan dit natuurlik waar wees. Jy kan 'n beter foon kry, een met 'n groter skerm of 'n beter kamera of 'n vinniger verwerkingsspoed. Maar daar's ook iets wat gewoonlik saam met dit gebeur. Hoe meer jy by die foon kry, hoe swaarder raak die ding. En hoe meer ingewikkeld raak die ding. Dis hoekom my skoonpa van sy foon met sy knoppies hou. En ek dink ons doen partykeer presies dieselfde met Jesus. Jesus alleen klink vir ons amper te eenvoudig. Net Jesus? Nee, kan nie so eenvoudig wees nie. Daar moet tog 'n plus model wees.
Daar moet tog 'n meer gevorderde weergawe van Christendom wees. 'n Weergawe vir ouens wat meer ernstig is oor hulle geloof. En dan begin ons dinge byvoeg. Jesus plus ons tradisies. Jesus plus ons reëls. Jesus plus ons manier van kerkhou of ons manier van sing. Jesus plus ons voorkeure. Jesus plus ons standpunte. Jesus plus die regte klere drag. Ek was vanoggend lus om my tekkies aan te trek. Toe sê Frik, don't push your luck. Okay, so ek het my tekkies by die huis gelos. Maar ek het gewonder, hoe gaan jy voel as ek vanoggend hier kom staan met my tekkies en preek? Daar gaan 'n ou wees wat okay is daarmee, en daar gaan 'n ou wees wat diep ongemaklik is daarmee, want Jesus plus die regte klere drag, maak vir ons saak. En op so 'n manier sê ons, Jesus is nie genoeg nie. Ons wil Jesus opgradeer, ons soek die Jesus Pro Max plan. Maar hier in Handelinge 15 sê Petrus, nee, elke ding wat jy by Jesus voeg as 'n vereiste om deur God aanvaar te word, maak nie die evangelie beter nie, maak nie die evangelie skerper of meer effektief nie, dit maak die las vir bekeerlinge net swaarder. Die woord wat Petrus hier gebruik is die woord juk. Hy sê, julle wil 'n juk op nuwe gelowiges sit, wat ons voorouers en ons nie eers kon dra nie. What are you doing? Waarmee is julle besig? In Handelinge 15 sê hulle, Jesus plus besnydenis, Jesus plus die wet van Moses, Jesus plus die Joodse gebruike en tradisies. En Petrus sê, God se verlossingsplan het nie 'n mensgemaakte plus nodig nie. Jesus is nie die intreevlak model nie. Hy sê, Jesus is die volheid van God se heilsplan. Jesus is die Pro Max. Hy sê, Jesus is genoeg. Ons hoef nie Jesus te upgrade na iets wat meer gesofistikeerd lyk of klink nie. Dit was die eerste twispunt of die eerste konflikpunt in die kerk, waarskynlik die grootste gevaar vir die kerk vandag nog. Dat ons iets van God ontvang het, iets wat God eenvoudig gemaak het, en dat ons dit wil ingewikkeld maak. En dat God sê, my genade is vir jou genoeg, en ons sê vir mense, ja, God plus. Genade plus nog iets. Nou op hierdie punt moet ons genade en barmhartigheid net, God se genade en barmhartigheid net mooi vir mekaar definieer. So ek wil vir 'n oomblik hier stil staan. Genade is om te kry wat jy nie verdien nie. Barmhartigheid is om nie te kry wat jy werklik verdien nie. Wil jy ek moet dit weer sê? Mens kan nogals te mekaar raak hier, so luister, genade is om iets te kry wat jy nie verdien nie. Barmhartigheid is om nie te kry wat jy werklik verdien nie. En dit is wat God vir ons kom doen in Jesus. Dis die goeie nuus van die evangelie. In Jesus het ek en jy verlossing ontvang. Ons het dit nie verdien nie, maar ons het dit kosteloos gekry. Jesus het die prys betaal, ons het dit net gekry. En in Jesus is ons sondes ons nie toegereken nie. Met ander woorde, ons het nie die straf gekry wat ons regtig moes kry nie. Dis barmhartigheid. En God sê, my genade en my barmhartigheid is al wat jy nodig het. Dis al wat jy nodig het. Efesiërs 2 vers 4 tot 5 sê dit, maar God is ryk in wat? In barmhartigheid. En hy het ons innig lief. En deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Jesus Christus lewend gemaak. En dan sê hy, en uit genade is julle gered. So ons het iets gekry wat ons nie verdien nie. Ons is gered. En ons sondes is in Jesus Christus afgeskryf. Ons het nie die straf gekry wat ons regtig moes kry nie. Dis barmhartigheid.
En ons almal wat vandag hier sit, sonder 'n enkele uitsondering, is gered deur die wonderlike, onverdiende barmhartigheid en genade van God, wat sy seun Jesus Christus gestuur het, om die prys te betaal wat jy nie kon betaal nie, sodat jy die ewige lewe kon kry, wat jy nie self kon behaal nie. En dis die evangelie. Niks meer nie, niks minder nie. God se genade en barmhartigheid in Jesus Christus beliggaam. En hier's vir my 'n diep refleksie, 'n vraag wat ons onsself vanoggend moet vra, en dit is, watter voorkeure het ek vereistes gemaak? Watter geloofsvoorkeure het ek geloofsvereistes gemaak? Want konflik in die kerk gebeur wanneer mense van hulle voorkeure vereistes maak. Wanneer die barmhartigheid en genade van God nie alleen meer die keringstandaard vir mense is nie. Ek wil nie voorbeelde noem nie. Ek het daaraan gedink, maar die Heilige Gees het my daarvan weerhou om voorbeelde neer te skryf. Want ek dink daar's iets wat in jou gees nou opkom, en dit mag vir ons elkeen iets anderster wees, maar iets wat in jou eie gees opkom, wat die Here jou vanoggend oor aanspreek. Waar het jy van jou voorkeure vereistes begin maak? Nadat Petrus gepraat het, gaan sit hy. Hy het sy punt gemaak. Dan staan hierdie twee ouens op, waarvan ons die laaste tyd so baie gelees het, Paulus en Barnabas. Die twee sendelinge wat na al hierdie heidense dorpies toe gegaan het, en die evangelie daar gaan deel het. Hulle is in Jerusalem vir hierdie vergadering. Kyk, hulle was eintlik die rede hoekom hierdie vergadering daar is. En wat doen hulle? Hulle staan op en hulle getuig. Hulle deel stories van die wonderlike goed wat God onder die heidene gedoen het. Hulle vertel van waar God mense uit die duisternis kom haal het, waar God mense se lewens verander het, en waar mense wat vroeër niks van God geweet het nie, nou in Jesus na God toe gedraai het en die Heilige Gees ontvang het en hoe hulle lewens verander. En hierso is die belangrike ding, veranderde lewens is die getuigskrif van die Heilige Gees se werk. Veranderde lewens. Nie of mense by ons manier van dink en doen inpas nie. Nie of mense konformeer tot ons mensgemaakte reëls nie, of hulle lewens werklik verander het. Dis die getuigskrif. En Paulus en Barnabas vertel hierdie stories. En nou hier wil ek vanoggend, miskien ek net 'n bietjie innerlike versterking kry, gou. Hier moet ek 'n sensitiewe onderwerp aanroer. Nou sit almal van julle op die punt van julle stoele en my kollega daar agter slat en sweet uit. Nie regtig nie, maar dit is 'n sensitiewe saak en ek doen dit regtig. In my preekvoorbereiding het ek met die Here hieroor gepraat. En ek wil dit vanoggend doen met die liefde van Jesus en die onderskeiding van die Gees. Ek het so rukkie terug oor Handelinge 11 gepreek en ek het die vraag gevra, is ons gatekeepers of kampvegters vir die koninkryk? En na die preek het iemand 'n eerlike vraag vir my gevra, en die vraag was, wanneer jy sekere sondes van die preekstoel af aanspreek, is jy dan nie self daaraan skuldig, dat jy die koninkryk van God gatekeep nie? So as iemand nou vandag hier instap, en hulle hoor wat jy alles van die preekstoel af sê, is jy nie daaraan skuldig, dat jy ook 'n gatekeeper en nie 'n kampvegter vir die koninkryk is nie? Julle hoor die vraag, né? Maar ek het lank en hard hieroor nagedink. Regtig die Heilige Gees gevra om my wysheid hieroor te gee. En hier's waar ek met hierdie vraag land. Smack dab in die middel van Handelinge 15. En ek gaan vir jou verduidelik. Waar die evangelie van Jesus verkondig word en aanvaar word, en die Heilige Gees ontvang word, word lewens verander. En nou moet ons twee goed vir mekaar sê. Twee goed het jy nodig as gelowige.
verlossing en heiligmaking. Verlossing is die werk van die tweede persoon van die drie-eenheid, met ander woorde van Jesus die Seun. Heiligmaking is die werk van die derde persoon van die drie-eenheid, met ander woorde die Heilige Gees. En jy kan nie die een sonder die ander hê nie. Ons begin by verlossing, maar ons eindig by heiligmaking. Jy kan nie net by verlossing uitkom en by verlossing stil staan nie, dan het verlossing nie regtig gebeur nie. Want wanneer Jesus in jou lewe inkom, begin hy jou ook voorberei en regmaak en heilig maak, want God sê sy hele woord deur, wees heilig want ek is heilig. Jesus het gekom om ons van ons sondes te reinig. Hoekom? Sodat ons heilig voor God kan wees. Maar daarom het ons ook die Heilige Gees nodig, want ons bly in 'n sondige wêreld en my vlees is nog sondig. En die Heilige Gees help my om die swakheid van my vlees aan die Gees te onderwerp, sodat ek heilig kan wees. En verlossing, hoor mooi, ons het bietjie by die vroue Bybelstudie ook daar gepraat. Verlossing is 'n eenmalige gebeurtenis in 'n gelowige se lewe. Once. Verlossing. Jy aanvaar Jesus se verlossing vir jou lewe een keer. Heiligmaking is 'n voortdurende proses. Om sonde af te lê en om in die oorwinning van Jesus te leef, dis 'n keuse wat ek elke dag moet maak en 'n proses waarmee die Heilige Gees elke dag in my besig is. En die fout wat ons as kerk maak, is om op verlossing te fokus en heiligmaking te vergeet. En Paulus en Barnabas sê, hier is die teken dat die Heilige Gees ook oor die voormalige heidene uitgestort is. Hulle lewens is verander. Met ander woorde, hier was nie net 'n klomp heidene wat opgestaan het gesê, ons like hierdie Jesus, yes! Ons aanvaar hierdie Jesus en klaar sit nou. En dan stap hulle daar uit en hulle doen weer alle selfde ding en Sondag kom hulle weer terug en hulle het vir Jesus aanvaar. Nee, hulle lewens het verander. Hoekom? Want die Heilige Gees was met hulle besig. Hulle het vir Jesus aanvaar en in die proses is die Gees oor hulle uitgestort. Hier is die punt wat ek wil maak. Weereens met 'n sagtheid en 'n liefde teenoor elke ou wat vanoggend hier in hierdie gebou sit en teenoor Jesus self. Ek kan nie van die preekstoel af bang wees om oor die onderwerp van sonde te praat nie. Ek kan nie daarvan wegskram nie. Hier moet ons vir mekaar sonde op die naam kan noem. Hier moet die Heilige Gees ons konfronteer met die waarheid van die woord. Hier moet ons lewens geheilig word. Dis nie gatekeeping om sonde te konfronteer nie. Maak nie saak hoe ongemaklik het ons laat voel nie. Dis nie gatekeeping nie. Mag jy nooit in die kerk kom sit en heeltemal gemaklik voel met hoe jou lewe is nie. Mag jy voortdurend verander word en vernuwe word en in jou gestalte Jesus vergestalt. Mag dit voortdurend met jou gebeur. Mag die Heilige Gees heeltyd met jou besig wees en jou heeltyd heilig. Maar hier's die belangrike onderskeid. En dis die onderskeid wat Paulus en Barnabas maak en dis hoekom ek sê ek land hier reg in die middel van Handelinge 15. Paulus en Barnabas sê dit. En ek sê dit ook vanoggend, ek stem met hulle saam, ek verkondig dit van die preekstoel af vanoggend. Jy hoef nie heilig te wees voor jy na God toe kom nie. Amen. Dis nie 'n voorvereiste vir verlossing nie. Die enigste voorvereiste vir verlossing is geloof in Jesus. Glo jy in Jesus? Dis al. Dis al. Heiligmaking, alhoewel dit 'n belangrike en onlosmaaklike deel van die Christelike lewe is, volg verlossing. Dis nie 'n voorvereiste vir verlossing nie. Jesus, en is ons almal nie bly daaroor nie. Want anders het ons almal vanoggend die toets gedop. Almal. Toe Petrus en Paulus en Barnabas klaar gedeel het, wat hulle God fisies sien doen het, toe staan nog 'n ouetjie op.
Jakobus. En Jakobus hier is die broer van Jesus. Dieselfde ma, verskillende paas. Nou moet jy eers mooi dink. Okay, is julle met my? Julle lag nie, so ek laat ek maar net die grappie verduidelik. Okay, so Jakobus se storie is, hy was 'n voormalige ongelowige. Aanvanklik het hy gedink, om dit nou op 'n ligte manier te sê, sy broer is die klitskwyt. Die Bybel sê dit vir ons. Hulle het gedink, Jesus is, ek wil nie die woord waansinnig gebruik nie, delusional. Ek weet nie wat se mooi Afrikaans daarvoor nie. Ek dink tog, as een van my sibbe daarop sou aanspraak maak, dat hulle die seun van God is, sou ek ook dieselfde reaksie gehad het, né? Maar nou glo hy. Nou is hy een van die leiers van die kerk. Maar Jakobus is 'n man van feite. So wat doen hy? Hy beroep hom op die geskrifte. Hy gaan terug na die Bybel toe, na die Ou Testamentiese profeseë toe, en dan wat hy sê is, oor hoe die verlosser uit die Jode sal kom, maar vir die hele wêreld en vir al die heidene nasies ook sal wees. Hy sê, uit die heidene nasies sal hy vir hom 'n volk bymekaar maak. En dan sê hy hierdie woorde, sy punchline, hy sê, ons moet dit nie moeilik maak vir heidene wat hulle tot God wil bekeer nie. Ek sê dit ook versigtig vanmôre, een van die grootste redes waarom mense of nie so ver kom om die eerste geloofstree te gee nie, of waarom mense wat gelowig is, in die kerk is, hulle rug op die kerk draai, is omdat ons eise aan mense stel wat God nie aan hulle stel nie. En hier praat ek nie daarvan om sonde op die naam te noem nie, dit moet ons doen, want die Heilige Gees is hier besig om ons te heilig. Ek praat daarvan wanneer ons voorkere vereistes vir mense maak. Ek wil hê jy moet sommer net kyk aan wie hierdie groot kerkvergadering toespreek, wie opstaan en die evangelie hier verdedig. Petrus, Paulus en Jakobus. Petrus is die ou wat gejok het en gesê het, hy ken nie vir Jesus nie. Paulus is die ou wat die Christene getuister en vervolg het. Jakobus was Jesus se broer, maar hy het sy lewe lank nie geglo dat Jesus die seun van God is, die selfs 'n bespotting van Jesus gemaak. En ergens iewers het al drie hierdie ouens op 'n radikale manier ergens 'n ontmoeting met wat? Met die genade van God gehad. Vir Petrus was dit by 'n vuurtjie langs die viswater. Vir Paulus was dit op sy Damaskuspad. Ons ken nie Jakobus se bekeringsverhaal nie, maar ons weet hy het nie in Jesus geglo nie, Johannes 7 vers 5 vir die van julle wat dit wil verifieer. En na Jesus se opstanding het Jesus spesifiek aan Jakobus verskyn. 1 Korintiërs 15 vers 7. Maar ergens iewers het elkeen van hierdie drie defenders of the faith 'n radikale ontmoeting met Jesus se grace gehad, met Jesus se genade. En nou wil hulle seker maak, ander mense kan dit ook vrylik ervaar, sonder die hindernis van mense se voorkeure as vereistes vir verlossing. En hulle wat die Here se genade so diep persoonlik in hulle eie lewe beleef het, sê, kom ons maak dit nie moeilik vir mense om na God toe te kom en dieselfde genade te ontvang as wat ons ontvang het nie. So wat is die uiteinde van hierdie vergadering? Hulle skryf 'n brief aan die heidense bekeerlinge in Antiochië en hulle sê vir hulle, hy ouens, ons wil net vir julle sê, daar is geen bykomende vereiste om tot geloof in Jesus te kom nie. Jesus is genoeg. Jesus is die Pro-Max plan. Klaar. Daar's nie 'n upgrade nie, daar's nie 'n Jesus plus nog iets nie. Jesus is genoeg. Maar dan voeg hulle hier in hierdie brief by, en ek dink dit kan jou dalk de mekaar maak, as jy die teksgedeelte lees, ek wil dit gou kortliks verduidelik. Hulle voeg wel in hierdie brief by, ons dink wel dat jy, as gevolg van die heidense gode kultuur waarin jy leef, moet jy distansieer van enige van daai praktyke. Soos om vleis te eet wat aan 'n God geoffer is, of om die bloed te eet van 'n dier, of om 'n dier wat verwrig is te eet. Ons dink julle moet nog steeds van daai goed distansieer. So hoekom skryf hulle dit as 'n voetnota in hierdie brief? Het julle gewonder toe julle dit gelees het? Het julle? Alright.
Mens kan nou hier so vir jouself sê, okay, hulle sê nou Jesus en niks anders nie. En dit is waar. Maar in Romeine 14 vers 20 verduidelik Paulus dit baie mooi. Hy sê, moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, ja, maar dit is verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enige iets doen wat jou broer laat struikel nie. So. Wat sê hulle hier in hulle voetnote? Hulle sê, onthou net, Jesus is die Pro-Max, daar's nie 'n upgrade nie, dis net Jesus, Jesus is genoeg, maar onthou julle getuienis na buite toe maak saak. En as julle vleis eet wat aan afgode geoffer is, wat sê dit vir die mense na buite oor hoe julle oor Jesus voel? En oor julle verlossing? Of as julle die bloed van 'n dier, of as julle aan hulle onsedelike praktyke deelneem, wat sê dit vir die mense na buite toe? Julle getuienis maak saak. Julle het net Jesus nodig, Jesus is vir julle genoeg, maar onthou hoe julle julleself gedra na buite toe maak saak. So weer eens, verlossing en heiligmaking. Jy het niks anders as Jesus nodig om reg te wees vir God nie, maar jy kan ook nie vir Jesus aanneem as jou verlosser en net aangaan in jou ou weë nie. Handelinge 15. Kom ek stel dit so. Dis nie die verandering in jou optrede wat jou red nie, maar omdat jy gered is, sal daar verseker 'n verandering in jou optrede wees. Want niemand ontmoet vir Jesus en glo in Jesus en word verlos deur Jesus en bly net dieselfde nie. It's impossible. In vers 31 lees ons, die gelowiges het dit gelees en hulle was bly oor die bemoedigende boodskap. Hulle het dit verstaan. Hulle het hulle verheug daarin. So nou mag ons dalk dink, okay, goed, die saak is uitgemaak, hierdie dinge gaan nooit weer op die tafel kom nie, afgehandel. As dit net so eenvoudig was. Ongelukkig is dit nie waar nie. Die druk om aan godsdienstige vereistes en sekere tradisies te voldoen en dinge op ons manier te doen, sou nooit uit die kerk uit verdwyn nie. Ons sit vandag nog daarmee in die kerk. En oral waar Paulus gegaan het, het hy dit van vooraf aangespreek. So jy kan die hele Nuwe Testament gaan lees, dit gaan daaroor. Jesus is genoeg. Maar hier's die ding, reg deur ons geestelike reis gaan ek en jy mense teekom, wat gaan probeer om ons vertroue in Jesus alleen te ontspoor, en 'n klomp ander dinge by ons geloof te voeg. En vir ons te sê, ja, maar jy moet dit doen, en jy moet dat doen, en plus, en plus, en plus. En hoor wat sê Paulus in Kolossense 2 vers 6 tot 10, hy sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid gevul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Gee daai gedeelte jou nie net hoendervleis nie. As hy nie het nie, dan gaan ek hom weer vir jou lees, so jy beter na jou kop knik. Dit is nie 'n Jesus plus plan nie. Dis 'n Jesus en niks anders nie plan. Deur aan Jesus gebind te wees, deel jy aan die volheid van God. Klaar. Okay, so what? So what, Dominee? As ek werklik vanoggend glo, dat net geloof in Jesus my red, en ek niks anders nodig het nie, hoe lyk my lewe as ek by daai deur dan nou uitstap? Hoe lyk my week?
Ek dink hier's 4 praktiese gevolge wat ons hier uit Handelinge 15 kan haal. En ek gaan jou vinnig deur hulle vat. Nommer 1, as Jesus genoeg is, hoef ek nie meer God se goedkeuring te verdien nie. OK? Jy kan nie in genade glo en op prestasie leef nie. Ons is 'n prestasiegedrewe samelewing. Die getalletjie op my salarisstrootjie sê vir my hoe goed ek doen. Die getal op my rapport, was ons tieners, sê vir my hoe goed ek doen. Maar geloof in Jesus werk nie so nie. Jy kan nie in genade glo en op prestasie leef nie. Ek bid genoeg, so nou is God tevrede met my. Ek bestudeer my Bybel gereeld, ek het nie een keer hierdie week Bybelstudie gemis nie. Ek's 'n goeie Christen, tik. Ek het hierdie week droog gemaak, o jene, die Here is teleurgesteld in my. Ek het nie een keer hierdie week daarby uitgekom om stilte tyd te hou nie, of ek sukkel, ek worstel in my gebedslewe, o jene, ek kan nie nou na God toe gaan, ek kan nie vir hom hierdie ding vra nie, ek het nie die vrymoedigheid nie, ek is nie reg by God nie. Nee, as Jesus vir my genoeg is, verander die vraag van, wat moet ek vandag doen, sodat God my sal aanvaar, na, omdat God my reeds in Jesus Christus aanvaar het, hoe kan ek vandag dankbaar teenoor hom leef? Hierdie mindset, julle, het 'n geweldige verskil in jou lewe, in jou elke dag se lewe, jou maandag tot Saterdag lewe. Dit maak 'n verskil in hoe jy bid, in hoe jy Bybel lees, in hoe jy na jouself in die spieël kyk, en hoe jy geestelike mislukkings hanteer. Nommer 2, as Jesus genoeg is, hoef ek nie meer myself met ander ouens te vergelyk nie. Ons skep baie maklik geestelike ranglyste. Sy bid beter as ek. Hy ken die Bybel baie beter as ek. Hy kan die verse so opsê. Daai kerk aanbid anders as ons. Ons doen dit beter of hulle doen dit beter. Daai mense kan in die tale van die gees praat. Kan in geestelike tale praat. Ek het nie so 'n dramatiese bekeringsverhaal nie. Sy bekeringsverhaal klink baie beter as myne. Ek is maar 'n middelmatige Christen. Net soos daar nie 'n Jesus plus plan is nie, is daar nie 'n Christen plus nie. As jy deel het aan Jesus, het jy deel aan sy volheid. Dit beteken, ek hoef nie soos die ou langs my te lyk nie. My verhouding met die Here hoef nie soos daai ou sin te lyk nie. Ek hoef niemand se geloof te kopieer nie. Ek hoef nie te voel dat my verhouding met God nie eg is, omdat daai ene sinne so mooi en beter as myne lyk nie. Julle raak stil. Is julle moeg? Ek's amper klaar. Nommer 3, as Jesus vir my is en genoeg is vir my, dan is hy ook genoeg vir jou. Dit is seker die ergste ding as ons by daai deur uitstap. Nou raak ek ongemaklik prakties. Wanneer iemand by Basileia instap wat anders aantrek, ek dink die aantrek ding het ons lankal oorkom. Ons praat net van aantrek omdat dit 'n maklike voorbeeld is om te noem. Maar wanneer iemand daar instap wat anders as ons is, anders praise and worship as ons, ander kerklike agtergrond het as ons, as iemand daar instap wat nog 'n bietjie deurmekaar is, wat nog hierdie kant toe en daardie kant toe, en nie heeltemal seker weet waar hulle in Christus staan, as iemand daar by daai deur instap wat nog met sonde worstel, wat se sonde, want kom ek sê net vir julle, ons almal sit hier vandag met ietsie onder ons arm, 'n sonde wat ons wegsteek, maar daai ou se sonde het om een of ander rede bekend geraak, en almal weet nou daarvan. Of iemand stap hier in, en hulle praat nie dieselfde kerktaal as ons nie, wat is my eerste instink? Moenie worry nie, ons sal ons oor jou ontferm, ons sal jou leer, ons sal jou help wat? Help om soos ons te lyk? Nee.
Ons eerste instink moet wees, kom ontmoet vir Jesus, hy sal met jou werk. Nie ons nie, hy gaan. Ons gaan jou ontvang en ons gaan jou lief hê, maar Jesus gaan in jou werk en die Heilige Gees gaan jou verander, nie ons nie. Ons wil so graag mense verander. Daar's 'n reuse verskil in die twee benaderings. Beide klink edel om te sê, okay, ons gaan ons arm om jou sit en ons sal jou leer. Dit klink edel. Dit klink edel om 'n pad met 'n ou te stap en om te probeer konformeer tot ons manier, maar dit is nie wat die Here van ons wil hê nie. Ons werk alleen is om die pad na Jesus toe oop te hou. En as Jesus se genade vir jou genoeg was toe jy nog 'n gemors was, ja, ek het dit gesê, ons almal was ergens iewers nog 'n gemors gewees, né? As Jesus se genade vir jou genoeg was toe jy nog 'n gemors was, dan is die Here se genade vir daai ou wat hier instap ook genoeg terwyl hy 'n gemors is. Heiligheid is nie die toegangsfooi tot Jesus nie. Genade is kruis. En nommer 4, as Jesus genoeg is, dis vir my as dominee lekker om hierdie in te sê, as Jesus genoeg is, kan ek ophou beklei oor dinge wat nie Jesus is nie. Die Here werk nog elke dag met my daaroor, maar is vir my 'n lekker plek om by uit te kom. Regdeur die preek het ons mekaar gesê, voorkere moenie in die kerk vereistes word nie. Ek moet kan sê, ek verkies hierdie musiek, maar Jesus is groter as my musieksmaak. Hallo? Ek moet kan sê, ek verstaan hierdie teologiese saak anders as jy, maar my standpunt is nie die evangelie nie. Ek moet erken, ek sou dit anders gedoen het, maar my manier is nie die enigste Christelike manier nie. Of die moeilikste dalk, ek stem nie met jou saam nie, maar jy is nog steeds my boetie, of my sussie in Jesus, en ek het jou nog steeds lief. Ons reformatoriese voorvaders het die Godgegewe wysheid gehad om dit so te sê. Sola gratia, sola fidei, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Ekskuus dominee, Afrikaans asseblief. Okay, kom ek vat jou deur. Sola gratia, gered uit genade alleen. Sola fidei, op grond van geloof alleen. Solus Christus, in Christus Jesus alleen. Sola scriptura, soos verkondig deur die skrif alleen. Soli Deo gloria, tot die eer van God alleen. Okay, dominee, nou sonder die Latyn. Gered uit genade alleen, op grond van geloof alleen, in Christus Jesus alleen, soos verkondig deur die skrif alleen, tot eer van God alleen. Ek wil jou huis toe stuur met een vraag vanmôre, en dit is, as Jesus regtig vir my genoeg is, wat kan ek ophou probeer bewys, verdien, beheer, of van ander vereis? Kan ek hom weer vir jou gooi? Toe maar, jy kan hom op die YouTube video weer gaan luister. As Jesus regtig vir my genoeg is, wat kan ek ophou probeer bewys, verdien, beheer, of van ander vereis? Wie is jou uitdaging vir die week? Gaan hierdie week en besluit, Jesus is genoeg. Wanneer jy versoek word om jouself te bewys, rus net in Jesus se genade. Wanneer jy iemand ontmoet wat anders as jy dink of leef, moenie jou voorkeure tussen hulle en Jesus kom sit nie. Wanneer God iemand oor jou pad stuur wat hom nog nie ken nie, moenie vir daai persoon dit moeilik maak om na Jesus toe te kom nie. Gaan bewys dieselfde genade wat jy van God ontvang het, hierdie week aan ander. Amen. Here Jesus, dankie dat U genoeg is. Dankie dat ons niks by U kruis hoef te voeg nie. Dankie dat ons nie U liefde hoef te verdien nie. Dankie dat ons nie onsself voor U hoef te bewys nie. Dankie dat ons nie eers ons lewe hoef reg te kry voordat ons na U toe mag kom nie. Dankie vir die genade wat U vir ons gee, wat ons nooit kon verdien nie. En vir die barmhartigheid wat nie met ons handel soos wat ons verdien nie.
Here, vergewe ons vir die kere wat ons u genade vir onsself ontvang, maar dit dan vir ander moeilik maak om uit selfde genade te ontvang. Vergewe ons waar ons voorkere vereistes gemaak het, waar ons mense gemeet het aan ons standaard, waar ons meer besorg was daaroor dat mense soos ons moet word, as dat hulle vir Jesus moet ontmoet. En dan bid ons die moeilike gebed. Heilige Gees, kom verander ons. Leer ons om te rus in wat Jesus reeds vir ons gedoen het. Bevry ons van die behoefte om onsself die heeltyd met ander te vergelyk. Gee vir ons die nederigheid om vir mekaar ruimte te gee, waar u woord ruimte gee, en die liefde om mekaar vas te hou, selfs wanneer ons van mekaar verskil. En Here, wanneer ons nou deur daai deure uitstap en die sendingveld betree, stuur ons as mense van genade. Bring hierdie week mense oor ons pad wat Jesus nodig het. En wanneer u dit doen, help ons om nie 'n juk op hulle skouers te sit, wat u nooit daar gesit het nie. Help ons om nie in hulle pad te staan nie. Help ons om 'n pad na Jesus toe waarwyd oop te hou, soos wat u dit vir ons oopgemaak het. Ons het u genade verniet ontvang. Here, leer ons om dit verniet uit te deel. Ons het u barmhartigheid ontvang. Here, maak van ons barmhartige mense.